Die evangelie van Jesus Christus is nie die boodskap van aanklag, skuldgevoel en veroordeling wat jou lewe verwoes nie. Die evangelie van Jesus Christus is ook nie die boodskap wat handel rondom hoe hard jy vir God moet werk en wat jy alweer vir hom moet doen nie. Die evangelie van Jesus Christus is die wonderlike boodskap van God se ewige omhels van die mensdom, waarin jy in vryheid kan wandel en ook in vryheid kan leef. Die evangelie van Jesus Christus is die boodskap van God se aanvaarding van die mensdom, waarin die natuur wag met reikhalsende verlange vir mense om te sien, hulle is nie niks nie, maar liefgehê en gekoester deur die Here. Die evangelie is die boodskap van God se genade. En dit is waarom ons deur die genade leef. Amen. Voor ek begin wil ek net sê, baie van ons het vir Letitia Frank geken, wat oorlede is gister, en sy het net omgekap, en ons weet nie of het 'n hartaanval was of wat dit is nie, en ek dink net, vir die van julle wat dit nie weet nie, gedog ek wil dit al met afkondig, en Letitia was 'n groot gees in die dorp, en almal weet van haar en het haar geken, en sal definitief onthou word vir die groot geloof wat sy gehad het in haar lewe. En nou Karel, 'n ou sal nie weet, ek weet, daai twee het so saam gelewe, ou sal nooit kan weet hoe die man gaan aangaan sonder die krag van die Here nie. Jy weet, en ek wil vir elkeen van ons wat haar ken, en wat ook vir hulle lief was, bemoedig en sê dat die grootste geskenk wat God aan die mense gegee het, is die ewige lewe. En daardie ewige lewe sluit nie ons liggame uit nie. Daarom is daar 'n belofte van 'n opstanding, waarin ons volkome herstel sal sien en ervaar. Want wanneer iemand doodgaan, dan ervaar ons tot 'n mate daar's 'n onregverdigheid. Iets is nie reg hierso nie. Al is daar 'n mooi storie van hierdie persoon is nou hemel toe, sê ons nog steeds, iets hier is nie reg nie. En die regverdigheid van God geskied daarin, dat hy aan ons die hoop van die ewige lewe gegee het. En dit is waarin ons kan rus. En dit is ook die skrif wat die Bybel sê, waarin ons definieer dat ons liefgehê is. Ek bel gister vir Abri, ek sê vir hom, Abri, my seun, sien jy hoe broos is 'n mens se lewe? Ons lewe is soos 'n likkie, a candle in the wind. So net 'n sterk windjie kom en hy weggewaai. Ons kan nie lewe vanuit 'n perspektief waar ons eie lewens probeer bewaar nie. Ons het 'n Savior, ons het 'n bewaarder nodig, wat groter is as ons probleem. En die probleem van die mens is, hy's 'n sterflike. En ons het iemand nodig wat 'n onsterflike is, wat sy lewe met ons kan deel. En dit is wat Christendom oor gaan. Dit is wat God kom deel het vir die mens. En ons weet dat Letitia het die ewige lewe, en so weet ons dat ons het ook die ewige lewe. En dat ja, ons staan regverdig voor God, maar ons lewe sal geregverdig word. Ons praat van elke aspek van ons in die dag van Jesus Christus, waarin ons die opstandingslewe van Christus ervaar in ons liggame. En dan sal daai gedeeltjie, daai onregverdige, ons kan nog sê hierdie persoon is dood en hierdie persoon is hemel toe, maar daar's 'n stukkie binne in ons wat sê, iets is nie reg hierso nie, hierdie mens se lyf was nie gemaak om dood te gaan nie. Die doel is ewige lewe, en ons sien dit in Christus wat opgestaan het uit die dood. En ek wil vandag praat oor God wat geloof kom herstel in 'n mens se lewe. Jy weet, baie keer dan dink ons, Here, ons moet geloof hê in U. Hoekom wil U hê moet ons in U glo? Ou kan baie maklik sê, maar Here, kon jy nie vir ons goed gedoen het sonder dat ons in U moet glo nie? Jy weet, baie van ons doen goed sonder dat iemand in ons moet glo. Ek meen, jy sal vir jou kind iets doen sonder dat jou kind in jou glo. Hoekom, Here, wil U hê dat ons in U moet glo? Nou die vraag wat ek nou hier stel, het klaar die onderliggende denkswyse dat geloof daarop gerig is om iets te kry by iemand. Luister mooi na die vraag. Here, hoekom moet ek aan
Hoekom moet ek in U glo? Want ek sal vir my kind, al glo hy nie in my nie, sal ek nog steeds vir hom sy skoolgeld betaal, ek sal nog steeds vir hom klere koop, ek sal nog steeds vir hom goed doen, ek sal nog steeds vir hom goed wees. Maar hoekom moet ek in U glo, voordat U iets vir my doen? Die vraag, net daardie vraag, bring klaar die idee en is gebore vanuit die denkswyse dat jy moet glo om iets by God te kry. Dis hoekom jy daai vraag vra. As jy nie glo, jy moet glo voor God vir jou iets gaan doen, nie sal jy nie daai vraag vra nie. Maar daai vraag word gevra vanuit daardie denkswyse. Nou wil ek vir jou sê dat geloof is nie iets wat jy moet doen vir God om iets te doen vir jou nie. Dit is nie hoe geloof werk nie. As ek dink aan my en Helena, ek gaan kyk nie in die oggend, glo sy in my, of het sy 'n lewenswandel waarin sy geloof openbaar teenoor my, voordat ek gaan en besluit, jy weet, kom ons gaan weg vir 'n naweek, of kom ek bless haar, of kom ek is goed vir haar nie. Dit werk nie so nie. Geloof het 'n totale ander funksie. Geloof is nie 'n medium waardeur ons iets ontvang as iets wat ons moet doen vir kwalifisering nie. Dis baie belangrik om dit te kan weet. Want geloof is baie meer 'n verhoudingsdinamika as wat dit 'n gehoorsaamheid aan 'n reël is en jy dan kwalifiseer en dan iemand anders jou dan seën. Wat ek bedoel by geloofsdinamika is as my kind, of mense dit nou wil weet of nie, of my vrou of vriende, in die mate waarin jy in my glo, is die mate waarin ek 'n invloed sal hê in jou hart. Want dit is hoe mense werk. Dit is hoe verhouding werk. As jy nie in iemand glo nie, en nou, daar's 'n verskil om in iemand te glo of om vir iemand bang te wees. Dis amper geloof in die negatiewe. Maar kom ons vat die positiewe. As jy iemand werklik vertrou, dan sal sy lewe jou lewe vorm. En dit is maar net hoe dit werk. Ek en Helena, ek het nog nooit in ons huis gepreek, Helena, jy moet in my glo nie. Nog nooit. Ek het nog nooit vir my kinders gepreek, julle moet in my glo nie. Maar dit is waar, dat wanneer hulle in my glo, dit wat ek sê, wie ek is as persoon, hulle lewensvorm en wie ek is, word in hulle gebore. Is 'n geloofsdinamika. En ons moet verstaan dat ons is goddelike wesens. Ons is goddelike wesens. Met ander woorde, die manier hoe God funksioneer, is die manier hoe ons funksioneer. God is 'n wese wat 'n wil het. Daardie wil kom vanuit 'n oortuiging wat binne in hom is. God funksioneer vanuit oortuiging. God, Vader, Seun en Heilige Gees het bestaan lank voor die aarde daar was. En ons vind die dinamika van familie lank voor die aarde bestaan. En ons weet dat gesonde familie kan nie bestaan sonder wederwysige vertroue nie. Toe kom hierdie hemelse familie, God, wat in Genesis sê hy in die begin het God die hemel en die aarde gemaak, die Hebreëse woord Elohim, wat die meervoud is vir die woordjie God. So in ander woorde, hy praat van hierdie God-familie, wat meer as een is, wat meer as een persoon in hom het, Vader, Seun en Gees, en hulle besluit, kom ons maak wesens wat ons kan byvoeg by hierdie familie. En om deel te wees van die God-familie, is jy nou 'n wese wat funksioneer vanuit die oortuiging van jou hart. Dis hoe dit werk. So God het nie gegaan in die hemel en gesê, kom ons kyk wie glo in my, hulle wat glo gaan ek voor goed wees, hulle wat nie glo nie gaan ek voor sleg wees. Ek besluit nie om te sê, wel my kind, ek sal vir hom die goeie nuus van die Here leer en ek sal vir hom wys wat is 'n goeie lewe en daai tipe van goed. En dan as hy in my glo, sal ek vir hom 'n goeie lewe gee en as hy nie in my glo nie, gaan ek die lewe vir hom hel maak nie. Nee, die dinamika werk nie so. Die dinamika is, sou hy in my glo, sou hierdie waarheid in hom gebore word, want dit is waar en dit sal sy lewe vorm. Nou, die grootste, as God 'n familie is en die grootste bousteen in 'n familie, is liefde en geloof wat vanuit, of vertroue wat vanuit hierdie platform van liefde voortkom, is
'n sleutel om 'n familie te verwoes, wantroue. As ek kan kom vandag en ek kan 'n leuen bring in Lorenz se hart teenoor Andries, dan kan ek daardie huwelik verwoes. As hy 'n leuen glo, al is dit nie eers, dit is 'n leuen, is nie waar nie. As hy 'n leuen glo oor Andries, as ek gaan en sê, nee maar, ek het Andries met 'n ander vrou gesien. Wat, en as Loren dit kan glo, dan gaan dit 'n groot probleem in daai huwelik veroorsaak. Kan klomp goed. In verhoudings waar daar, in huwelik, waar daar alleen geglo word, het sy dit is rondom getrouheid, man of vrou. Sal een van twee goed gebeur. Kan klomp goed gebeur, maar in die basis, een van twee goed. Dan gaan die een loop en lewe soek op 'n ander plek, of die persoon gaan in 'n performance ingaan om soveel goed te doen om hierdie persoon wat hy dink om verneek het, se guns te wen. Dit kan of werke tot 'n gevolg hê, of jy kan loop. Ek wil nie meer deel hê nie, ek wil niks met dit te doen hê nie. En as ons kyk in die geval van Adam en Eva het 'n leuen geglo. Eva het 'n leuen geglo rondom God. En toe sy die leuen glo rondom God, en sy God nie kon vertrou nie, as gevolg van 'n leuen wat vertel is rondom God, toe vind ons dat sy sien dat die boom van die kennis van goed en kwaad 'n goeie boom is om van te eet. Ons sal sien, die duiwel het nie gekom en vir Adam en Eva gesê, eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Nee, hulle sou nooit. Daar moes eers 'n leuen vertel word rondom die integriteit van God. Mens word nie versoek, as dit kom by verhouding weer huwelik. As jy kyk na getrouheid tussen 'n man en 'n vrou, een gaan nie versoek word om as die vrou nie voel dat daar onstabiliteit is in die huwelik nie, is die kans dat sy versoek word met iemand anders baie klein. Net so met Adam en Eva, die kans dat hulle versoek sou word om te eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, was bitter klein, sou hulle bly glo in God, hulle vertrou God vir lewe. Maar as jy nie meer God kan vertrou nie, want daar's leuns aangaande hom vertel, dan gaan jy mos nou 'n ander bron van lewe soek. Dit is wat gaan gebeur. En die boom van die kennis van goed en kwaad was 'n boom wat eintlik gesê het, jy kan ewige lewe hê deur jou werke. Dit is wat dit sê, om 'n lang storie kort te maak. So, hier kom God, hy maak die mens in die begin, hy beloof aan die mens die ewige lewe. Hy sê vir die mens, ek maak jou uit die stof van die aarde, jy's 'n sterflike wese, jy het 'n keuse, ek maak jou nie 'n ewige wese soos ek sonder jou keuse nie, want ek, wat God is ook 'n keusewese. Daar's 'n klomp goed wat ons in die woordskool ook behandel het rondom dit, maar hierdie persoon kom en God vat hierdie stoffie en bied aan hierdie stof die ewige lewe. Dit vind plaas deur 'n verhouding waarin daar vertroue is. Nou weet die duiwel, al manier hoe ek vir Adam en Eva kan doodkry, is as hulle God nie vertrou nie. Daardie vertroue was nie om God nie te vertrou vir ewige lewe nie. Daardie wantroue het gekom by die persoon van God, die integriteit van God. Ons kan God nie trust nie, hy lieg dan vir ons. Dit is soos as jy geld moet gaan belê. Gaan jy R1 miljoen belê by iemand wat jy weet 'n leienaar is? Jy weet hierdie persoon het 'n ander ou bedrieg en hy lieg. As iemand kom en hy praat met jou in 'n gesprek, al is dit by 'n braai, en is 'n goeie ou en wat ook al, maar jy vind, hy praat nie die waarheid nie, man. Hy lieg oor goed. En nou moet jy hom vertrou met iets wat baie kosbaar is van jou. Jy gaan vind, man, dit kan 'n goeie ou en hy's nice en alles, maar omdat hy so lieg, weet ek nie of hy lieg oor hierdie goed nie. En my hart gaan sukkel om hom te vertrou, want hy's 'n leienaar. En dit is wat gebeur het in die begin in die tuin. Adam en Eva het gelewe in die tuin, God het vir hulle gesê, hier is die tuin, ek is die boom van die lewe, ek skenk aan jou die ewige lewe, vertrou my en jy sal vir ewig lewe.
Hier kom die duiwel en sê vir Adam en Eva, God lieg vir jou. Jy gaan in elk geval vir ewig lewe. Hy het hidden motives, hy wil jou in die duister hou hierso. Hy wil jou eintlik sy slaaf maak. Dis wat hy eintlik daar vir hulle gesê het, want jy het die ewige lewe. Jy sal sekerlik nie sterf nie. Jy sal net aangaan. Hier is die boom van die kennis. En toe hulle die leuen glo en God nie vertrou nie, toe raak hulle bang vir God. Jy's bang vir iemand wat jy dink vir jou probeer bedrieg. So, hier sit ons met 'n God wat daar leuns van vertel is. Die mense het die leuns geglo, nou vertrou hulle nie meer die Here nie. Hulle vertrou God nie, want as leuns aangaande God vertel. Wat doen hulle? Hulle gaan eet van die boom van die kennis van goed en kwaad. Hulle sien die dood in hulle manifesteer. Hulle sien klaar 'n stukkie wat God gesê het, wat met jou gaan gebeur, begin met hulle manifesteer, maar hulle is nog steeds bang vir God. Hulle voel, hierdie ou mislei ons, hierdie ou, en hulle is bang vir God. En hier sit ons met 'n God wat 'n baie groot probleem het, en sy probleem is, ek moet mense wat nie my vertrou nie, se vertroue wen. Dis waaroor dit gaan. Ek moet die mens se vertroue wen. En ek sal iets moet doen om hierdie mense te kan kry, dat hulle kan voel, ek is hulle vriend, ek is vir hulle en ek is nie teen hulle nie, ek bemoedig hulle en ek het vir hulle hoop. Ek gaan ook aan hulle moet bewys dat ek nooit vir hulle gelieg het nie. Ek gaan aan hulle moet bewys dat ek ook nie verander nie en dat my belofte nog steeds waar bly. Is soos, as ek vir my seun sê, ou seun, ek gee vir jou 'n kar, as jy nou maar sê 20 jaar oud is. Nou kom iemand en vertel leuns vir my seun, hy glo dit nie meer nie, hy probeer nou werk om sy eie kar te kry. Wat sal ek moet doen? Ek sal vir hom moet wys, luister, jy het net 'n leuen geglo, daai leuen vorm nie my keuse rondom jou nie, ek wil nog steeds die kar vir jou gee, maar om jou te kry om op te hou werk om jou eie kar te koop, sal ek eers sekere goed moet doen om aan jou my getrouheid te bewys, en ek sal weer jou hart moet wen. En weet jy mense, dit is waaroor hierdie hele evangelie boodskap gaan. Die hele evangelie boodskap gaan op die ou end van die dag oor 'n liefdevolle vader wat sy kinders se hart probeer wen en bewyse op die tafel sit, sodat hulle nie blind faith hoef te hê nie, maar dat hulle harte kan oortuig raak van 'n God wat integriteit het. So ons sit met God in die hemel en ek kan myself indink, in mensliker gewys gesproke, hoe sit die Vader, die Seun en die Heilige Gees daar, en hulle sê vir mekaar, hierdie mense het ons nie geglo nie, hulle is bang vir ons, toe ons saam met hulle, toe ons na hulle toe gaan en hulle soek in die tuin, toe gaan kruip hulle weg vir ons, hulle wil nie met ons iets te doen hê nie, wat gaan ons maak om hulle, dit wat ons vir hulle gedroom het van die begin af, vir hulle te kan gee? Wat gaan ons doen? Hoe moet ons te werk gaan? Wel, ons sal aan hulle eerstens moet bewys dat ons hart teenoor hulle nie verander nie. En ons sal met 'n plan tevoorskyn kom wat so groot is dat dit hulle duisternis oorheers, sodat wanneer hulle sien wat ons doen, dat hulle kan sien, dat die mense kan sien dat ons as God bied nog steeds aan hulle die ewige lewe. Ons wil nog steeds by hulle woon en niks van ons kant af het verander nie. Ons moet 'n plan tevoorskyn kom. Nou, ek wil vinnig net die definisie van geloof vir julle lees. Die definisie van geloof in die Grieks, daar's 'n verskil tussen geloof en vertrou. Die woordjie geloof beteken om te oortuig, of kom ek sê so, die woordjie geloof is die kondisie waarin jy jouself bevind wanneer iemand anders deur sy krag jou oortuig het. Dis 'n afleiding van die woordjie om te oortuig. So as ek vir jou sê, as jy sê ek het geloof, dan sê jy eintlik iemand het my oortuig. Die skrif sê baie mooi, wanneer dit kom in Markus 11, vers 22, dan sê hy in die Engels, have faith in God. Hy gee nie 'n opdrag waarin hy sê, jy moet met geloof na die tafel toe kom nie, of bring bietjie geloof na God toe nie. Hy sê, have faith in God. Is soos wat sê, hierdie was nou, ek kan vir jou sê, have a Bible. Daai oomblik as ek vir jou sê, have faith in God, moet jy 'n kelner sien, wat iets na die tafel toe bring, wat sê, ek bied dit vir jou aan.
have some biscuits. Dit is iets wat verskaf word. As ons gaan kyk in Markus 11, dan sien ons Jesus kom en hy vervloek die vyeboom. En ons weet baie mooi wat die vyeboom beteken. Die vyeboom praat van Adam en Eva se sisteem waarin hulle self geklee het met die vyeblare, waarin hulle nie geglo het dat God hulle kan klee met lewe nie, maar waar hulle self probeer klee. En wat God toe doen is, hy kom in Jesus, hy vervloek die vyeboom wat nie die vrug van die ewige lewe kan dra nie. Toe hy hom klaar vervloek het, die volgende dag sê hy vir hulle, in verband met die vyeboom, toe hulle vra, hoe het hy so vinnig verdor, toe sê hy vir hulle, have faith in God. Wat hy eintlik sê is, ek vernietig die sisteem waarin jy deur jou eie werk hoef geregverdig te word, en ek bied nou aan jou vertroue in God. Dis wat ek vir jou bied, nie meer in jou eie werke nie. Dis wat hy sê, deur te sê, have faith in God. So as jy ooit hoor die woord geloof, moet jy rondkyk, en sê, Here, waar gee u dit vir my? Geloof is nie iets wat jy vanuit jouself kan hê nie. Geloof is iets wat God aan jou bied. Is toe God kom en hy praat met Abraham, toe hy 'n belofte aan hom maak, toe sê hy onmiddellik, kyk na die sterre. Sien jy hierdie sterre? En ek het hulle gemaak, en soveel soos wat hierdie sterre is, en die magdom van hierdie sterre, sal jou nageslag wees. En God kom en hy doen eers 'n wonderwerk, hy maak sterre, dan sê hy, kyk na wat ek gemaak het, en hy wek geloof op by Abraham, om in hom te kan vertrou, want dit is hoe daai dinamiese, wederwysige geboorte plaasvind, waarin Abraham se lewe gevorm gaan word vanuit God. En dit is wat God met die mens kom doen. So jy moet nooit, wanneer dit kom by die woordjie geloof, die idee hê, dis nou alweer nog iets wat God van my verwag het. Die laaste ding wat ons moet weet rondom, of die eerste ding wat ons moet weet rondom geloof is nie alweer nog 'n ding waar ek moet voel, ek kwalifiseer nie, ek het nie genoeg van dit nie, is nog 'n ding waaroor jy worry nie. Geloof werk nie so nie. Geloof is in abundance. En is iets wat God aan die mens verskaf. Die woordjie geloof het dan ook 'n gevolg, daai gevolg noem ons vertroue. Vertroue beteken to have your mind at rest in the integrity and the justice and the friendship of another person. So wat is vertroue? Vertroue is wanneer jou gedagtes tot rus gekom het in die integriteit, in die vriendskap van iemand anders. So wanneer jy die Here vertrou, om die Here te kan vertrou, gaan sekere goed moet plaasvind. Wat gaan moet plaasvind is, jy gaan die gevoel moet hê, maar God is my vriend. Dit is wat jy sal moet hê. Jy sal moet agterkom, God is my vriend. En Jesus sê, ek noem julle vriende en nie diensknegte nie, want ek het alles wat ek weet met julle kom deel. Ek meen, jy praat mos jou geheime mos net met jou vriende. En dit is wat hy sê. Hy sê, ek kom en ek deel alles met julle. So, wat gebeur? Ek noem julle my vriende. En as julle hierdie goed glo, sal julle ook my vriende wees. Julle sal in hierdie vriendskap werklik wandel. En julle sal my sien as julle vriend. So vriendskap tussen ons en God. Nie baasklas nie, maar vriendskap is die fondasie vir geloof. Hy sê hier, iemand wat geloof het, is eintlik gewen deur iemand anders, omdat hy hom tevrede gestel het. Aan die ander woorde, geloof is 'n kondisie waarin jy jouself bevind, dan gaan ek die Engels gebruik, where you find that God has pleased you. Iemand stel jou tevrede, is soos 'n man en 'n vrou, 'n ou soek 'n vrou, nou kry hy vir 'n oulike meisie. Hierdie meisie, haar glimlag, wat sy vir hom doen, hoe sy is rondom hom, dit stel hom tevrede. Dan vind jy vertroue kom dan voor. So in God het geweet, daar moet sekere goed gebeur, wat die mens tevrede kan stel. En dit sal maak, dat die mens in hom kan vertrou. Nou een van die grootste goed, wat die mens tevrede stel, is die ewige lewe. Die ewige lewe. As jy moet gaan kyk, wat sal jou tevrede stel in hierdie lewe? Wat die mens tevrede sal stel, is die ewige lewe as 'n volkome mens. Nie net ewige lewe in die gees nie, maar ewige lewe as in 'n volle pakkie.
Dit stel die mens tevrede. Die Bybel sê die wet het nie die vermoë om die vlees tevrede te stel nie. Want deur die